Hallo en baie welkom saam met my Coach Freek hier op Basraak en vandag gaan jy luister na getuienis en voor ons begin met die opname het die Boeta vir my gesê jou hare gaan ry. So ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag om sy storie te hoor nie, sy getuienis te hoor nie, want die woord sê 'n betroubare getuienis red lewens. En al die pad daar uit Pretoria uit Louis Klaasen is vandag my gas hier op Basraak. Louis, hallo en baie welkom hier saam met my op Basraak en ek weet jy het 'n boebaas getuienis wat jy vandag met die mense wil deel. Baie welkom. Goeiemôre Freek. Ja, goeiemôre ook aan almal wat ingeskakel is en luister. Ja, ek glo dit is absoluut van die Here af en dis nou al, ons is nou in die 5de jaar na my ongeluk en ja, ek het baie hare gehad. Maar dit het nou alles in 2 jaar het my hare so uitgeval. Dis maar die skok van die ongeluk. Ek het die dag na Kersfees in 2020 het ek op 'n leer geklim bo by my stalle waar die perde is en ek het daar 'n lig moes vervang wat ek die dag voor Kersfees by ons by Maika gekoop het. En ek koop 'n nuwe blouer, daai leaf blowers, die blare wat ons altyd so blaas. Ons gebruik dit baie op die plot. En ek het hom aan mekaar gesit en ek sit hom hier buite op die tafel neer en ek sê vir my vrou, okay, in die vorige dag was Kersdag, ons het daar gekuier. Jy kan daar gaan skoon blaas, my sussie hulle almal was hier en ag, ons het 'n lekker dag gehad. Terwyl jy nou daar skoon blaas, gaan ek op boontoe, ek gaan die lig vervang. En so as ek op boontoe, nou jy weet, hier's niemand op die plot nie, dis net ek en Santi, dis die dag na Kersfees, ons werkers is almal huis toe na hulle familie toe, so dis net ek en sy op die plot. En nou gaan ek boontoe, klim op die leer, so uitskuif leer, wat jy so uitskuif, om seker so 3 meter van die grond af, werk ek nou aan die lig. En ek onthou, ek het die ou lig afgehaal en die nuwe lig opgesit en ek was besig om alles weer aan mekaar te sit. Hier kom sy aangestap. En sy sê, maar sy's nou af kort af, want sy het nou gestap al die pad in die son tot bo, want die blaser wat ek nou gekoop het en kon sy's aan mekaar gesit het, werk dan nie. Sy het hom nou al in 2 verskillende proppe ingeprop en hy werk nie. Ek sê, hoorie, as ek hier klaar is, gaan ek vir jou kom kyk. Ek het hom getoets, hy werk. Maar terwyl jy nou hier is, wil jy nie sommer vir my die insulation tape opgooi, dan hoef ek nou nie weer af te klim nie, want sy is mos nou daar. En sy gooi dit op, en sy sê, okay, sy af. Ek sê nee, okay, ek is amper klaar. En sy sê, en dit kan ek nog onthou tot hiertoe wat ek julle nou vertel. En van nou af is dit alles vertel wat sy my vertel het. Want sy sê sy was 3 meter weg van my af, toe hoor sy my 'n snaakse geluid maak. En sy kyk om en sy sien my letterlik soos 'n paal bo water, net so agteroor val op my kop. Jy weet, op my lyf. Sy sê ek het op paving geval en ek het letterlik gehop soos wat ek val. En toe sy by my kom, gelukkig was sy nou daar, maar wel gelukkig is mos nou, daar's 'n rede hoekom sy daar was, ons gaan nou daarby uitkom. Sy sê, toe sy by my kom, toe stroom die bloed, hierdie het so, lyk of hy 'n eier geswel het, ek het reg rondom my kop, was dit nat, en sy sê, ek is leweloos, en sy sê, die bloed borrel by my mond uit, in my ore, in my oë, ja, sy sê, en met bo-menslike krag, sy weet tot vandag nie waar sy daai krag vandaan gekry het nie, tel sy my en sy draai my op my sy, laat die bloed kan uitkom. En dit het my lewe gered. Maar so bel sy die eerste nommer op haar foon en dis 'n vriendin hier onder, sy en haar man het 'n groentebesigheid en sy sê, hoorie, Louis het geval, hy het baie seer gekry, julle moet gou kom. En toe jaag hulle met my hospitaal toe. Nou moet jy weet, dit was COVID. Ek het my eie besigheid al vir 25 jaar gehad, maar die hele jaar 2020 het ons nie gewerk nie.
So as ek nie werk nie, het ek nie inkomste nie, want dis my eie besigheid. Ja. So toe moet hulle my na 'n staatshospitaal afvoer. En man, dit was letterlik 28 minute nadat ek geval het. Sy sê ek het op pad soontoe begin bykom en toe lê ek met op haar skoot. En sy sê ek babbel soos ek weet nie of julle die ou Z kan hoor. Ja, eigenlijk. Ja, dus sy sê ek het so Z geklink. Maar dis ek nou ja. So sê sy my, hoorie, liefie, lê net stil, jy het geval, jy het baie seer gekry. Maar ek kan dit nou, daarvan weet ek niks nie. En dit was die dag na Kersfees, met ander woorde die 26 Desember. En toe neem hulle my nou op en ek is nou in die hospitaal en sy mag nie daar ingaan nie want dit is COVID. So sy sê die laaste wat sy my sien is wat hulle my daar instoot by ongevalle by Kalafong Hospitaal en ja, daar's ek weg. En sy sê die volgende dag, toe kom sy eers tot verhaal. En toe onthou sy maar, die blaser lê nog altyd hier op die tafel, net op die plek waar sy hom neergesit het. En sy kom en sy wil hom gaan bære en sy vat aan hom en sy sit hom aan en daar blaas hy. So ek sê nou vir jou, dis wonderwerk nommer 1. As daai blaser gewerk het, het hulle my daarbo opgetel, jy weet, uit van 'n leer afgeval en hy's op slag gedood. Daai blaser het nie gewerk nie. So ek sê nou vir jou, ek glo dit met my hele hart. Die engel van die Here het daai blaser afgesit. Ja. Hy kan nie werk nie. Want Santi moes opkom boontoe om vir my te kom vra, hoekom werk die blaser nie? So dis wonderwerk nommer 1. Toe ek was die 7de Januarie. Volgens haar het die hospitaal net gebel en gesê, okay, you can come and fetch him. Nou daarvan weet ek niks nie. Toe het sy my by die hospitaal gaan haal en sy sê ek het hier by die huis gekom, maar sy en my dogter moes my bad. Ja, dit was, sy sê dit was nie 'n goeie sight nie. Maar toe, daarvan weet ek niks nie. Volgens my was ek nog nie wakker nie. En Santi sê volgens hulle ook nie, maar die hospitaal is oorvol. Jy weet, dis COVID. Die ongevalle is vol. Ja, dus ontslaan hulle my. En sy vat my toe nou na die huisdokter toe, hier op Hartbeespoort, en daai dokter sê vir haar, hoorie, hierdie man het 'n dreigende bloedklont, julle moet hom vinnig terugkry, hy moet behandeling kry. Nou ja, so gesê, so gedaan. Dis toe op haar verjaarsdag, die 8de Januarie. Toe ry hulle met my terug, hospitaal toe. En sy kry 'n dokter daar by ongevalle, maar sy sê die pasiënte lê so in die gange, sulke rye. En die dokter, ek sien haar vandag nog, as ek elke 3 maande gaan vir my ondersoeke, dan sien ek haar Dr. Lerato, sy het so diep in my hart ingekruip, want sy het my lewe gered. En Santi sê vir haar, hy het 'n bloedklont, pulmonary embolism. En sy sê, but ma'am, if we have to inject him, you have to sign, because he's got a brain injury, and his brain can start bleeding. En Santi se woorde aan daai dokter was, you can inject him now, he won't start bleeding because he's a child of God. And we prayed for him. Wow. Ja. En daai dokter kyk vir Santi so half uitgeslaan, sy sê, he's a child of God, ja, sê Santi. Sy sê, put your hand on my hand. Nou lê ek op haar stretcher, nou sit die dokter 'n hand op my bors neer, en Santi sit haar hand op die dokter se hand neer, en die volgende oomblik begin die dokter te bid. Santi sê die dokter bid. Ja. Sy sê vir Santi, you know, the ICU is full. There's no space. I'm gonna push him into the aisle. Even though I have to inject him in the aisle, I will do it right now. En Santi sê, daar sê weer met my weg. En toe gaan spuit hulle my daai goed, hulle het my die naam destyds gesê, maar ek kan dit nie onthou nie. Toe spuit sy my. En sy kom uitgestap, sy sê, ma'am, we've prayed, there's nothing we can do, jy moet nou maar gaan. Nou, daar gaan sy weer huis toe.
op haar verjaarsdag. Ja. En toe, jy weet, as sy bel, dan sê hulle, you're sleeping. Dan gaan sy, dan smokkel sy, sy betaal die mense geld onderlangs, dat sy kan ingaan, want hulle wil haar nie laat inkom. Dan staan sy by die deur van die saal waar ek lê, dan sien sy daar af in die gang lê ek, en ek staar vir die dak. Dan staan hulle voor die deur, en sê hulle, you can't come in. Sy sê, but there's my husband, I just need to touch him and feel him. I sê, no ma'am, you can't come in. Nou staan sy daar, dan gee sy 'n pakkie, wat ek in elk geval nooit gesien het nie, en dan, sy sê, dan is sy in trane daar weg by die hospitaal, dan sy my net gesien, maar, ja, jy weet, ek het daai verpleegsters mal gehad, daai ander die een verpleegster sê agterna vir my, you know, you made us crazy, you call her the whole night, dan sê ek, hoe? Dan sê hulle, no, you call Liefie the whole night. So. You make us crazy. Toe dink ek agterna, jy weet, hoekom het ek so uitgeroep na Santi? En ek het net besef, maar op hierdie aarde wat ek aan kan vat, wat myne is net Santi. Die kinders is groot en hulle sal altyd ons kinders bly en ons sal altyd vir hulle lief wees. Maar my dogter is nou al getroud agterna, weet, en my seun, hy werk ook ver, so hulle gaan aan met hulle eie lewe, so wie bly oor? Ek en Santi. Ja, maar die Here moes vir my absoluut wys, ek moes daardeur gaan, die Here moes vir my wys, wat gaan jou lewe wees sonder jou vroukie? En dit het my letterlik, dit het my hele toekoms met haar verander. Ek noem haar ook nie meer Liefie nie, ek noem haar nou Engel, want sy het my lewe gered, so sy is nou my Engel. En, jy weet, nou lê ek daar in my hospitaal, en dis nou die tweede wonderwerk is die dokter, wat vir my gebid het, en vir my gespuit het, en toe los die bloedklont op. Hy is op my longe, daai dokter sê agterna vir Santi, mevrou Klaasen, 98% van my pasiënte wat kry wat jou man kry, oorleef dit nie. Sy sê vir hom, wel dokter, dit was net nie sy tyd nie. So, jy weet, 'n bloedklont op jou longe is fataal. En so is ek nou in die koma nog, en ek onthou in die oggende, dit kan ek nou, toe my geheue nou begin terugkom, nou onthou ek, hierdie suster, wat in die oggende met soveel liefde, kom sit sy reg langs my bed, en dan sê sy vir my, Lovie, en jy weet, die enigste een wat my hele lewe vir my Lovie gesê het, was my ma. Dan kom sit sy op die bed, en sê sy, morning Lovie, I've got your breakfast for you, and we're gonna have the medicine. Dan voer sy vir my, met soveel liefde en sorg, daai oudspap, ouds, dan voer sy dit vir my, dan eet ek die ouds, en dan gee sy vir my die pille, dan sit sy die pille so in die halte van 'n handjie, en dan gee sy dit vir my, dan drink ek dit, weet, en dan sê sy vir my, okay Lovie, I will see you, I'm just around the corner, you can just call me, my office is not far. Maar sy het so wit uniform gedra, 'n spierwit uniform, met 'n dik goue, dis nie 'n necklace nie, dis so 'n band, so 'n goue band om haar nek. Maar ja, ek het vir haar mamma gesê, elke oggend dan sê ek, hallo mamma, dan sê sy, hallo my Lovie, dan gee sy vir my ontbyt, en dan, ja, dit kan ek onthou, en dan, jy weet, as ek 'n dokter sien, dan huil ek, dan sê ek, dokter, asseblief, stuur my huis toe, my vrou sal my gesond maak. En toe sê daai dokter Ramsamy kom sit, en dit kan ek onthou. Hy kom sit op my bed, hy sê, Mr. Klaasen, nou deur die trane deur, dan sê ek, yes dokter, dan sê hy, I need you to do me a favor. Dan sê ek, wat is dit? Hy sê, you need to stop crying. You will die of brokenness. You will break down. You need to stop crying. Jy weet, hy sê, Tuesday, en dis die naweek, die Saterdag, Vrydag of Saterdag, sê hy vir my, Tuesday, I will send you for a brain scan. If your skull has closed, I promise you, I will send you home. Yes, ek het daai hele naweek omgebid. Ek het die Here so, ek het so aan die Here vasgehou, en dan,
dan hoor ek letterlik, en ek het dit nie besef daai tyd nie, maar die Heilige Gees het my besoek, terwyl ek daar gelê het, dan sê, want ek sê, Here, kom haal my. So, ek wil nie so lewe nie, so hopeloos, sonder Santi, sonder die kinders. Ek hoor letterlik, hulle sit my in 'n COVID saal, ek hoor hoe gaan die mense om my, hulle hou net op asemhaal. Die mense, hulle roggel en dan hou hulle op asemhaal. Dan dink ek, kom haal my net. Ja. En ek het duidelik hoor ek die stem van die Here sê, goedheid en guns gaan jou volg al die dae van jou lewe. Maar jy sal in my huis bly 'n lengte van dae. Wow. Weet, ek het dit getuig agterna toe ek by die huis is, dan sê ek vir Santi, goedheid en guns gaan ons volg al die dae van ons lewe, maar ons gaan in die Here se huis bly 'n lengte van dae. En jy weet, dis Psalm 23 en ek maak dit absoluut, dit is so deel van my lewe, goedheid en guns. In elk geval, toe gaan ek daai Dinsdagoggend nou lê ek so plat, ek onthou so plat op my maag, my bors, met daai ding hier om my kop in die afdeling waar die dokters nou die breinscan moet doen. En nou terwyl ek daar lê, nou hardloop hierdie ding so om my kop die hele tyd. Nou hoor ek die een my dokter, my professor Lewey, Pieter Lewey, wat oor my aangestel is, hy kyk so, hy sê vir hom, Sammy, unbelievable. Toe is daai kraak reg rondom my kop, jy weet, hierdie kant, nie reg rondom nie, my kop was hier gekraak. Toe sy toe, en ek begin huil, en die dokter kyk so af, hy sê, and now Mr. Clausen? Hy sê, why are you crying? Ek sê, doctor, unbelievable tells me only one thing. Hy sê, what's that? Ek sê, I'm going home. Hy sê, you are dead right. Your skull is closed. Jy weet dat ek nie breinvog verloor het nie. Dis net 'n wonder. Ek verstaan nie hoe kan dit plaasgevind het nie, maar toe is my kopbeen toe. Toe kom ek by die huis. Toe is ek nou ontslaan. Weet jy, ek het so gehou toe sien ek nou vir Santi vir die eerste keer in 2 maande. As ek haar sien, dan gryp ek haar en ek huil. Dis net trane. Maar so bly is ek om haar te sien. Toe bring hulle my huis toe, nou lê ek in die kamer, en ek onthou dit nie. Santi sê, as sy in die kamer inkom, huil ek, want ek is so bly om haar te sien. Dan was sy 5 minute voor dit by my. As die kinders in die kamer inkom, huil ek weer van vooraf, want as ek so bly om die kinders te sien, want hulle het nou huis toe gekom en pa's ontslaan en hulle wil my sien. So elke keer as hulle in die kamer inkom, huil ek van blydskap. My vriende wat kom kuier, dan Santi was naderhand geoefen, dan sê sy, hoor hierso, Pierre en Lina was al hierso, hulle kom nou weer, maar hulle het jou al gesien, hoor. Want dit is net so emosionele oomblik, dis asof ek daai mense weer vir die eerste keer sien. As my pastoor, ons is in die lewende woord in Westerlig by pastoor Fanie Koetser. En as ek hulle sien heilig, dan toe ek nou, dan kyk die jaar 2021 is nog bietjie vir my duister, ek kan nog nie lekker onthou wat daai, want toe word ek wakker, en ek kom by en ek kom tot verhaal, maar ek het soos 23 kilogram verloor in die hospitaal, omdat ek nie geëet het nie. Nou gaan ek terug vir my opvolg besoeke, nou sê ek vir Santi, ek wil daai suster gaan soek wat vir my die oudspap in die oggende gegee het. Nou sê Santi, ja wel, jy het in saal 16 het ek jou gaan haal, dis waar jy laas gelê het. So, met die volgende keer wat ons nou gaan, want toe moet ek weekliks die dokter sien. Dit was so vir die eerste jaar, was weekliks vir die eerste 6 maande, en toe elke 2 weekliks, en toe elke maand, en ons is nou, ek sien nou die dokter 1 keer elke 6 maande. Dis net, hulle my vordering is vir hulle goeie nuus, so ek hoef nou net elke 6 maande die dokters te sien.
Maar in elk geval, so stap ons nou Saal 16 toe. Man, seker al 2 maande daarna. Nou, ons gaan nou hierdie suster soek. Nou kom ons daar ingestap by Saal 16 en een kyk nogal so, sy sê, "Oh, hello Mr. Klaasen, are you back?" Ek sê, "No, I'm not back. I'm just looking for that other lady." Sy sê, "What lady?" En Santi verduidelik vir haar, it's a lady that works here. She's got a white uniform and she always wears a golden arm band around her neck. Sy sê, "What lady?" Santi sê, "No, the one that gave him food every morning." Sy sê, "Ma'am, we don't give our patients food. If you don't eat, we take the food away." Ek sê van, "No, but she gave me the oats every morning and my medicine." Sy sê, "Oats." Sy kyk vir Santi, sy sê, "Oats. Ma'am, we don't serve oats in Kalafong. This is Kalafong. They only get putupap, mieliepap. No oats here." Ek sê, "No, it was oats pap. She fed me each morning." Sy sê, "No, sir." Sy sê, "Ma'am, nobody will feed him, and especially not oats in this hospital." Ja. En toe, absoluut toe, slaan dit my, toe gaan die lig aan. Jy weet, ek voel so gebless, want so lief het die Here my, dat hy op sy manier my moet red. Want onthou, as ek nie eet nie, sal ek ook doodgaan, en ek lê daar met 'n kopbesering. So, hulle bring die kos en dan vat hulle dit maar weer weg. Ek sê net vir jou, ek het 23 kg verloor in die tyd wat ek daar gelê het. Toe stuur 'n engel. So, ek sê nou vir jou, soos wat ek en jy nou hier praat, gaan ek met hierdie engel, mamma, praat die dag as ek hierdie aarde verlaat vir my hemelse huis. Nee, verseker. En ek gaan haar optel en in die rond te draai van blydskap. Ja. So nee, dit is maar, jy weet, ek word beter. Ek sukkel nog steeds met ek het 'n korttermyn geheueverlies en ek sukkel met my balans, want my brein het seer gekry. My balans het aangetast. Ek drink motion sickness pilletjies elke dag. As ek vergeet om hulle te drink, dan val ek. My kop het gedurig merke op, soos wat ek omstamp. En ja, maar ek is gebless. Die lewe gaan aan met my. Ek en my engel is groot maats. Ons is 33 jaar getroud hierdie jaar. En ek vir jou sê, die laaste 3 jare is net asof ek met nuwe oë na haar kyk. En sy sou ook die eerste wees om vir jou te sê, hy het verander. Hy het sag geword. Maar ek is nou 'n softie, maar ek is 'n goeie softie. Sag hy. Het nie gedink ek kan so baie huil nie. Nee, ek het nie gedink maar Cowboys don't cry, ek weet nie. Ons boerseuns kan maar lekker huil. Val as ou deur so iets gegaan het. Weet jy, ek staan so iets vir my sê. In 2022 was ek gediagnoseer met limfoomkanker en jy weet, dit was net soos met jou, dit was 'n battle en weet ek sê baie vir mense, jy sal nooit weet met wie jy regtig getroud tot so iets jou slaan nie. Jy weet, die woord sê yster slyp yster. Hierdie vrou van my Hanna is 'n yster. Ek weet toe ek geveg het vir my lewe en ek glo met jou ook, jy weet daar is 'n plek wat jy moet fight en in geloof, jy weet die goeie geveg van geloof. Maar ek verstaan, jy weet, ek het nie gedink 'n mens kan so baie opgooi soos ek opgegooi het, ek kan gehad het, maar loof die Here, ek is in remissie, ek is genees, ek is skoon, maar ek is een met jou, my boetie, ek is een met jou, ek waardeer my vrou en my kinders en my vriende meer as ooit van tevore. Absoluut. Want as God vir jou so nog 'n kans gee, ek wil nie sê 'n tweede kans, ek het al baie kansse gehad, maar as hy vir jou soveel genade bewys soos hy aan jou bewys het, en jy kan hierdie kragtige boodskap met ons deel en sê, weet jy wat? Engel, is jy lief vir ouds? Hou jy van ouds? As jy baie erg oor ouds? Ek is nie erg oor ouds nie. Ons eet eintlik nie ontbyt nie. Santi maak so nou en dan ouds en ek geniet ouds
ek is meer havermout Weet-Bix, 'n Weet-Bix ou. Ja. Jy weet, dis vinnig. Maak die Weet-Bix en dan gaan ons aan. As dit nou die pap was wat die hospitaal gemaak het, dan kon ons nie gesê dis 'n engel. Maar die feit dat dit ouds was. Ek meen, waar gaan 'n persoon van buite af inkom jou toe en vir jou ouds gee? Jy weet, die ouens wat nie in hierdie dinge glo nie, verklaar net nou aan ons. Waar is dit? Wat 'n ander verduideliking het jy as om te sê 'n engel het vir Louis kom ouds gee. Ouds, spesiaal ouds, want as dit mieliepap of die ander pap was, dan sou hulle gesê nee, seker maar ander verpleegster. Maar God sê nee wat, ons doen 'n bietjie anders. So ja, ek stem met jou. Nogal die ouds, en ek sien nog daai ouds met die melk so tussenin. Jy weet, in die suikertjie en dan met soveel sorg en sagtheid en liefde het daai vrou my kos gegee. Ag, dit was net, ek voel, weet jy, toe ek het besef, een aand in die bed lê ek en ek praat met die Here en ek sit sommer regop en ek spreek die duiwel, ek sê duiwel jou hel. Weet jy het verloor, jy is gewoond om te verloor, maar jy het wrottig weer verloor. En ek sê net dankie Here daarvoor. Ja, ek loof die koning saam met jou my broer. Wat 'n getuienis. En Louis, baie dankie dat jy dit met ons gedeel het. Ek bid dat Vader net vir jou sal goed het en guns meer en meer in jou lewe. Hoe sê die woord, dit sal jou inhaal en jou oor jou kom, dit sal jou oor, dit is soos 'n springbok wat jy weet so Sasa FM, as hy gap slaan, is hy weg. Wat gaan so voor jou uit sal gaan en dat dit jou deel sal wees en yes, baie dankie Louis, ons bid God se seën op jou af, sy krag. En ek weet, ek is nie waar ek was voor die kanker nie, ek sukkel in die gym, ek kan nie meer optel wat ek opgetel het nie. Net soos jy baie gewig verloor, ek het al 'n sak sement verloor, 50 kg van voor ek was. Maar jy kan hoor, my stem is nog nie wat hy was nie, maar my stem was weg toe ek kanker gehad het. Die Here is die Here en die Here doen nog steeds wonderwerke. En amen. Vir jou, amen. Vir jou wat kyk, wat nou hierdie getuienis van hier Louis gekyk het, deel dit met almal wat jy ken. Jy weet, dit is waaroor dit gaan. Subscribe op die kanaal, deel dit met mense, want hierdie getuienis van Louis, soos die woord sê, 'n betroubare getuie red lewens. En die Here Jesus Christus wat ons dien, die koning van alle konings, hy doen nog steeds wonderwerke. Hy is die God van wonderwerke en mag die Here vir jou Louis Klaas en jou vrou, jou engel, net meer en meer seën, mag die geertes van julle harte gee. En baie dankie dat jy hierdie baasrak getuienis met ons gedeel het, hoor. Baie dankie. Dis 'n wonderlike voorreg en dis 'n wonderlike voorreg om 'n kind van die Here te wees. Dis verseker, dis verseker. Okay. Ja. Okay, Louis, baie sterkte daar in julle mooi wêreld en ek vertrou ons gaan mekaar in die tyd as jy die kant toe kom. Ek weet nie of jy Hartebos mos op baie toe kom nie. Asseblief laat weet my. Ja, okay. Maak so. I love you brother. Ek wil graag vir jou ook en ek wil graag hy engel ontmoet. As hy hoor, baie dankie Louis. Okay hoor. Bye.